Ok julle, ons het nou Exodus klaargemaak. Ek gaan nou maar net deurgaan en vir julle sê wat vir my belangrik was by Exodus. Wat ek opgetel het en wat wel vir my belangrik was op die einde van die dag. So as jy kyk aan die begin van Exodus, is dit nogal belangrik om te verstaan dat daar's maar vereistes om aan die verbond te kan deelneem. As jy nou dink aan wat in Genesis gebeur het, die besnydenis. Ek dink julle het dit opgetel soos wat julle geluister het. Net vir my, wat vir my interessant was, is dat Moses het wel gekom uit die huis van Levi uit. Wat dan nou, soos wat ons later lees, die priesterdom bedien in die 12 stamme. Dis maar net so vir interessantheid. Dan die groot ene is die bekendnaming van die naam van die Vader, die Jod-Hei-Haf-Hei, dis die tetragram. So dit is nogal 'n groot een daai. Ek gaan maar weer maar net noem, ek gebruik nie die woord, of ek probeer wegwys van die woord van Yahweh, vir die eenvoudige rede dat die A en die E is goed wat ons nou weer bygesit het. So sy ware naam is Jod-Hei-Haf-Hei, nie wat ons het nou weer mee leesbaar gemaak het, as jy het so kan stel nie. Dan die ander ding is die woord Here wat in die Bybel voorkom, is uitvertaal. Ek meen, dit is die tetragram op die einde van die dag. Ek is wat ek is. So dis belangrik. Julle sal hoor as ek praat ook, ek praat van die Hemelse Vader, oral waar daar verwysing is van Here. Want weer een keer, soos ek sê, dit beteken Baal. En dis vir my belangrik dat 'n mens dit besef, waar as jy jou Bybel lees ook. So ek gebruik nie loslik die tetragram nie. Dis vir my belangrik, daai is groot ding om na te kyk, om net te gebruik. Ok. En dan soos wat ek sê, jy weet, Here beteken Baal. Dis belangrik om maar net daai konneksie te kan maak. Dan sou julle ook gehoor het, daar's 'n stuk wat die Vader sê, die Hemelse Vader vir ons sê, hy maak mense stom, doof en blind. En dit is belangrik, want jy sal later waar sy seun gaan en 'n ouetjie, julle almal ken die storie waar hy gespoeg het en met die stof gemeng het en op die ouetjie se oë gesmeer het. En toe kan hy sien. En toe vertel hy sy disippels dat daai ou is blind gebore, sodat hy om daai dag 'n wonderwerk kon doen op hom. So is ook maar net iets om in gesand te hou. Daai ou mense wat wel so gebore is en so is nie 'n straf nie, daar is 'n rede daarvoor. So mens moet dit maar in gedagte hou, jong. Mense is maar baie keer daai vleeslike ding wat inkom, maar hoekom het dit met my gebeur, ensovoorts. So hou dit maar net ter nagedagtes, jy weet, as jy nog kan sien en jy kan hoor, ensovoorts, wees dankbaar. Maar die van julle wat wel 'n probleem het, wat nie kan sien of wat nie kan hoor nie, of stom is, dis belangrik om te besef dat jy het 'n spesiale doel. Jy weet dalk nie nou al wat dit is nie, maar dit sal dan vir jou geopenbaar word. Ok, dan net in Exodus 4 vers 16, die Vader gebruik aan Aaron om sy, jy weet, Moses se mond te wees, en vir Farao op die ou einde sal hy uitdraai dat hy Moses sien as 'n God. So dis belangrik om net daai, so Farao sien dan op die einde vir Moses as 'n God. So dit wys jou hoe ver die gelowigheid en ongelowigheid dan nou val, waar Moses dit die hele tyd gee na die
Jy weet, sê dis die hemelse Vader, maar tog sien Farao hom op die einde as 'n God, en ek meen die Vader het dit so vir Moses gesê, dis wat gaan gebeur. In hoofstuk 5 oorsaak hulle dat Farao hulle swaarder straf as gevolg van wat hulle sê. So is nogal belangrik daai aspek, jy weet, hulle kom daaraan, hulle sê luister, ons moet ons mense vat om te trek, om ons hemelse Vader te gaan dien in die woestyn, en Farao sê nou gaan julle werk sonder, julle moet maar self strooi kry, maar jy moet dieselfde hoeveelheid bakstene lewer. Jy weet, so dit wys jou maar hoe hard, jy weet, hart van hart het hom gemaak op die einde van die dag. So dan verder in hoofstuk 8, is dit net vir my ook interessant om te sien dat selfs die towenaars van Farao het geweet van die hemelse Vader. Jy weet, jy kan dit daar lees wat hulle vir hom basies sê, hoorie maar, jy's nou besig hier om met iemand te werk wat nie, wat jy eintlik moeilikheid maak. Jy weet, jy moet nie, ons moet nou pas op hierso, maar tog het hy weer sy hart verhard. Die pla wat gebruik word is natuurlik, mens moet dit maar in gedagte hou. Jy weet, soos die springkane is 'n goeie voorbeeld daarvan, maar jy kan hom vir jouself indink, jy weet, as die rivier bloed word en die paras en al die goeters, jy weet, dit werk saam met die natuur, as dit sin maak wat ek sê. Maar ek dink die springkane is seker maar die beste voorbeeld daarvan. Jy weet, waar die wind opsteek, hy waai die springkane in Egipte land in, en dan steek die wind weer op en ja, waai het uit Egipte land uit. Maar wat die groot wonderwerk is dat orals waar die Israeliete was hulle goed gespaar. En dis nogal iets om gedagte te hou, en dit was eintlik die groot wonderwerk. Jy weet, as jy nou dink, aan ons land byvoorbeeld, jy weet, daar is elke nou en dan 'n springkaanplaag en hulle word deur die wind aangedrewe ensovoorts. Maar tog is daar sekere dele wat nie beïnvloed word deur hierdie springkaanplaag nie. En dit kom maar half neer op dieselfde konsep. So jy moet verstaan dat die wonderwerk op die einde van die dag was juist die feit dat in dieselfde area was die Egiptenare getuister deur al hierdie dinge, maar die Israeliete was gespaar. So dit is nogal interessant as jy dit so lees en dit so verstaan. Dan die lam wat gebruik word met die laaste plaag, ek meen dis nou maar denkbeeldig, ons weet wat gebeur later in die Bybel. Jy weet waar op die einde van die dag word die seun, die Vader se seun word die lam. Maar wat belangrik is die instelling van die Pasga, wat 'n ewige verbond is. Jy weet, so daar kom die volgende verbond nou in. Dit was eers die besnydenis, en nou is dit die Pasga wat ingestel word om te bewys dat hy uit Egipte land uitgekom het. Jy weet, dis 'n ewige instelling, so mens moet kennis neem daarvan, jy weet, daai proses van die ongesuurde brode, hoe jy hom moet vier, die lam wat geslag moet word, al daai goedjies is deel van, jy weet, dis 'n ewige instelling. Later word daar bietjie beter verwys wat gebeur as jy dan nou nie die Pasga kan vier nie, vir wat ook al rede, hoe word dit gehanteer. Maar as ek reg is dit in Deuteronomium, maar ons sal nog daarby uitkom. Maar tot en nou, soos wat ons staan, neem maar kennis, jy weet, dit is die instellings dan nou wat ingekom het. En neem kennis weer, soos wat ek nou gesê, dis 'n ewige instelling, dis nie iets wat ophou nie. So die Pasga is die eerste fees, en instelling wat opgesit is, basies, jy weet, jy het nou die verbond met die besnydenis, maar die Pasga is dan nou basies die eerste fees wat ingekom het. Wat net vir my interessant was in Exodus 13 vers 9, die teken op jou hand en op jou voorkop, sodat jy weet van die Vader, en jou mond mag dan nou spreek en sy insettinge en verordeninge openbaar. So dis interessant, dis 'n verwysing wat ons nou maar later aankom in Openbaring,
waar jy gemerk word. So dit wys jou weer, dit kom weer na die konsep terug op die einde van die dag, wat die boom se vrugte is. Jy weet, dit help nie, jy sê hierdie goedjies en doen hierdie goedjies, maar die werke is nie daar nie. Dit help nie, jou werke is daar, maar jou denke is daar nie, jy het nie die geloof nie. Jy weet, so dit is nogal die belangrike aspek daar, jy weet, dit is maar 'n ding wat reg deur die Bybel maar die hele tyd genoem word. Jy weet, nie die een ding kan jou red nie. Alles saam is wat jou red op die einde van die dag. Maar onthou nou, ons bly nou net eers waar ons nou is. Die ander goedjies sal nou nog kom. Maar ek wil net vir julle wys dat dit is nie, baie mense verwys altyd na Openbaring. Maar onthou, kyk hoe vroeg is dit al in die Bybel wat dit die verwysing daar kom. So dit is nogal vir my belangrik om dit net daar ook te noem. Dan wil ek net vir ons, jy weet, hy sal daagliks vir ons sorg, jy weet, in alles wat ons nodig het, jy weet, dit is dalk nou nie, jy weet, dit is nou 'n bietjie meer van toepassing om ons, ek wil julle so 'n bietjie van 'n staaltjie vertel. Toe ons ingetrek het waar ons nou bly, en die ouens die goed afgelaai het ons van die werksbanke sommer buite gesit, jy weet, nou nie in die stoor of in die garage nie. En dit het daar vir 'n rukkie gestaan en toe besluit ons nie, ons gaan dit wegvat. En jy moet verstaan hoe groot is sy genade en elke oomblik wat jy lewe is maar net alles sy genade laat jy is. En wat gebeur het byvoorbeeld is, ons het toe nou die eendag besluit ons gaan hierdie werksbank skuif. En ons het die werksbank geskuif, uit so teen die mure gestaan en ons het hom gebêre. En die volgende dag, toe kry ons seker 'n half meter lange pofadder, wat presies daar gelê het, waar die werksbank was. Presies waar my seun gehelp het om te dra. Jy weet, so dit wys weer hoe groot die genade is, en hoe die Vader sy hand oor jou hou. Jy weet, wat jy nie regtig agterkom nie. Nou, baie van hierdie goeters is, jy weet, jy lag dit half af, of sê, okay, ja, die slang was nou nie daar nie, of whatever. Maar jy moet verstaan, dat as hy dan jou kyk, kan jy niks oorkom nie. En dit is maar die punt wat ek wil maak daarvan. Maar dan moet jy, weer eens soos wat ek nou voorheen genoem het, jy weet, op jou hande en op jou voorkop, moet jy alles wat jy doen tot eer en verheerliking van sy naam doen. Jy weet, nie net, jy weet, jy eindig op in die kerk op Sondag en maandagmiddag verneek jy jou naaste nie. Want dit is waar ons op hierdie oomblik sit, in my opinie. Party ouens gaan nie eers meer kerk toe nie, so, nie dat ek jou kwaadlik neem nie, ek is ook nie iemand wat baie die vermoë het om na 'n kerk toe te gaan nie, vir die eenvoudige, daar is maar 'n redes daarvoor. Maar neem dan die Bybel op en begin hom studeer. Jy weet, weer die Vader se seun het nie 'n klomp fariseërs gaan haal nie, hy het vissermanne gaan haal. Manne wat nie noodwendig die kennis gehad het nie. Okay, dit nou maar daar gelaat. Engele wat die Vader gegee het vir die wolkkolom en die vuurkolom. So hy verwys daar dat hy wel engele gestuur het wat hierdie wolkkolom vir die Israeliete was in die dag en 'n vuurkolom in die aand. So weer 'n keer, jy weet, jy moet verstaan. Ons dink baie keer as die ouens begin praat van die drie-eenigheid en daar's net een God en sy seun en die Heilige Gees en hulle is almal dieselfde, jy weet, daai konsep. Ons verstaan dit 'n bietjie verkeerd. Jy weet, daar's engele en hulle kry instruksie van die Vader af en hulle voer dit uit. Weer eens kan jy maar later op 'n stadium, as jy klaar deur die Bybel is, gaan lees maar die boek van Henog, dan gaan jy verstaan. Hy gee wel instruksie en sê vir hulle wat om te doen. Ek dink daar word daaraan geraak in Job ook. So ja, dis iets waarby ons nog sal uitkom. Dan die instelling van die Sabbat is belangrik. Hoe dit moet werk is baie belangrik. Ek dink ek noem daarso byvoorbeeld, jy weet, jy kan nie
Jy weet, ek weet daar is 'n debat oor wanneer die Sabbat is, of dit nou Saterdag of Sondag is. Maar ek sal sê, kom ons fokus eerder om seker te maak, wat is die, jy weet, wat moet jy doen op die Sabbat? Moet jy goed gaan koop by Checkers? Nee. Moet jy enigiets werk doen, wat jy fisies iemand betaal of so? Nee. Want as jy dit wel doen, dan eindig jy om te eindig om die Sabbatwette te oortree. Maar ons weet later in die Bybel staan daar, as jou bees in 'n gat val, gaan jy hom los? Nee, jy gaan hom gaan uithaal. Maar mens moet verstaan, dit is nie, jy moenie gaan en iets gaan doen wat jou gaan verryk op daai spesifieke dag nie. Dit is regtig eintlik so eenvoudig. Ons vermoeilik dit, en ons like om goed te vermoeilik. Dit is maar ons manier. Dis maar waar die hardnekkigheid inkom, want jy sien dit een manier, jy wil nie altyd glo wat daar staan nie. Maar ja, oké, dit nou daar gelaat. Oké, dan die voorbeeld van Jethro wat ingekom het en die gesê het vir Moses, luister, dit help nie, jy luister na elke liewe persoon wat een of ander probleem het en dan, jy weet, moet jy dit vir hulle uitsort nie. Kom ons kry 'n proses in plek en laat daar sekere ouens aangestel is oor sekere ouens. En ja, as daar belangrike goed is en groot goed is wat jy wel na die hemelse Vader toe moet vat, dan doen jy so, maar laat ander ouens vir jou die klein goedjies uitsort. En dit is hoe die stelsel werk. Hou nou maar in gedagte, soos wat dit op die aarde is, so is dit in die hemel ook. Ons sal nog later by daai proses uitkom. Maar hou dit maar soort van in gedagte. Ons weer eens vermoeilik ons die prosesse deur dit te oordink amper. In hoofstuk 19, praat daarso en dan sê sekere volke wat is uitverkies, vir die verbond, van die besnydenis en die Sabbat en die Pasga. So jy moet verstaan, dit is nie noodwendig vir almal nie. Maar jy sal ook dan nou verder luister waar hy sê, as dan iemand wil deelneem, moet hy besny wees, aan die Pasga. So, weer 'n keer, jy moet nou maar jou besluit self maak. Ek kan byvoorbeeld vir julle sê, vir my as persoon het ek baie lank gestruwel met dit, maar ek het op 'n stadium, ek kan nou nie eens onthou hoeveel jaar terug nie, ek dink is 5 of 10 jaar terug, het ek gegaan en die besnydenis laat doen, vir die eenvoudige rede dat ek voel as jy moet bereid wees om dit te kan doen, om dan nou wel te kan deel in die verbond. Dit is eintlik maar so eenvoudig. As jy dit nie doen nie, kan jy nie deel in die verbond nie. Ek meen, dit is toch wat hier staan. Maar oké, dit is soos ek sê, is nou nie noodwendig vir almal nie. En ek weet daar is mense wat gaan praat van die, ja, maar jy moet besnedenis van die hart wees. En dis waar, dit is so. Maar jy sal ook lees, jy is besnede van hart en as gevolg van dit, gaan jy dan en jy kry die fisiese besnydenis. Gebooie is reg, geen probleem nie. Ek het regtig geen probleem om daar met die gebooie self nie. Ek gaan dalk hier en daar 'n honorable mention noem, as 'n mens dit so kan stel. Ek wil dan nou net ook sê, in die begin van wysheid is vrees vir jou hemelse Vader. Dit is belangrik, dit word ook weer later genoem in die Bybel, om te verstaan dat jy moet, nie dat jy bang is nie, maar mense, dit is soos enige ou wat kinders het, verstaan, dat as mamma met die kinders praat, dan is dit gewoonlik 'n debat, en dis reg, want die kinders ontwikkel hulle eie persoonlikheid en hoe om te redeneer en al daai goeders. Maar as pappa gewoonlik praat, en ek praat nou van 'n gesonde huwelik, nie hierdie goed wat vandag aan die gang is nie. As pappa gepraat het, is dit klaar. En dit is dieselfde konsep waarop dit werk. Maar die Vader is ons ook baie genadig, want op die einde van die dag straf hy ons oor goed wat ons weet van.
Jy weet dit help nie, hy straf jou omdat jy nie hierdie en daardie doen nie en daai en so nie. As jy sien wat nou verder gebeur het toe hulle toe Moses opgegaan het op die berg en hy die 10 gebooie op die kliptafels gekry het en hy het dit nou stukkend gegooi. Nou kan mense redeneer, ja maar okay, daarso is nou 'n klomp van hulle verdelg, maar jy weet, hulle het nog nie geweet wat se reg en verkeerd nie, maar dit is nie waar nie. Moses het eers afgekom, die wette vir hulle gegee, en toe weer opgegaan, om wel hierdie kliptafels te kry. En dit is juis waar die probleem inkom. Jy weet, ons wil altyd ons eie koppe volg, ons wil altyd ons eie ding doen. En ons verstaan nie, dat ons moet by die Vader se voete bly. Nie, hy moet by ons aanpas nie, hy verander nie, ons pas by hom aan. Dit is so eenvoudig, of dit gaan net nie werk nie. Dan wil ek net so vinnig aanraak aan 'n swanger vrou wat, jy weet, daar word nou gepraat van, jy weet, as sy nou haar vrug verloor, so dit is nou as sy haar baba verloor, jy weet, wat is die straf, en as haar merk is, wat is die straf, ensovoorts. So, ek sê maar, ja, die manne en die dokters wat so aborsies doen, sterkte, dis al wat ek vir julle kan sê. Dis al wat ek daaroor gaan praat, want ek dink dis die verkeerdste ding wat kan gebeur. Dan, nou maar, baie eenvoudig, ek meen mense wat heksery doen ensovoorts moet gedood word. So weer 'n keer, jy weet, dit is, in vandag se tyd is dit nie 'n snaakse ding nie, almal kan doen net wat hulle wil. En dan, 'n ander ding wat ek net wil vandag raak is, hy verwys daar na die leenwet, soos ek nou by iemand iets leen, net weer 'n staaltjie, ek het by een van die boere hierso 'n beestrailer geleen om ek dink 2 kalfies te vervoer. Ek het toe gery met die beestrailer en ek het ergens, ek dink ek het die eg raak gery of iets en hy het die jy weet die kant van die wiel gesny. En ek het jy weet op pad soontoe toe nou eers agtergekom en die ek kan onthou die ander boer vir wie ek het gevat het gesê, nee, hy het 'n ou tyre daar, hy sal dit vir my gee, dan kan ek net die ou tyre opsit. En ek het toe nou vir hom gesê, nee, ek moet tog die ou se tyre vir hom regmaak. Jy weet, ek kan mos nou nie ding by hom leen en goed opneek en dit dan nou net so los nie. So dis interessant dat jy moet ook besef tot in 'n mate, weet jy as wese wat is reg en verkeerd. Dis nie iets wat jy weet, jy dit net nie doen nie. So ek het toe nou gegaan vir hom 'n nuwe tyre opgesit. En dit is wat dit is. Dit was toe nou baie meer werd as wat ek byvoorbeeld net 'n trailer sou gehuur het, maar dit is mos nou maar hoe dit werk. Dan wil ek net sê in hoofstuk 22, moenie ander mense verdruk nie. So, onthou nou, as jy in 'n vreemde land inkom of jy bly op 'n vreemde plek, daar's geen rede om ander mense te verdruk nie. Ek gebruik altyd die voorbeeld vir my kinders om te sê, as jy gewerk het, jy kom by die huis en jy het 'n slegte dag gehad, dan gaan jy mos nie en skop jou honde en slaan jou vrou en gaan te kere nie. Dit werk mos nou nie so nie. En dis maar dieselfde konsep. So daar's geen rede om mense te verdruk. Want jy was, ek dink as ek reg kan onthou, praat nou onder korreksie, maar staan daar, jy moet ook onthou, jy was ook 'n vreemdeling in 'n ander ou se land. So pas op maar vir daai een. Daar's geen rede om enigiemand te verdruk nie. OK, en dan het ek gesê, skinder is 'n probleem, want dit kom neer op valse getuie, so pas op maar vir daai een. Jy weet, daar's een ding om die waarheid te spreek, so jy was daar, jy het dit ervaar, maar gewoonlik, en dit is maar nogal 'n ding, en ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar die ouer garde, veral die tannies, hulle like nogal die skinder ding, so pas op vir daai een.
Want jy weet nie hoeveel stertjies het nou al bygekom nie. So as jy nie self daar was om dit te sien of te ervaar nie, moet jy eerder nie daaroor praat nie. Dit is eintlik maar so eenvoudig. Geen korrups nie. So jy mag geen geskenke vat of ontvang waar dit veral in sake is met verskillende mense nie. Jy weet, twee mense wat dalk met mekaar verskil of wat ook al nie. En ek meen in ons land is dit seker die grootste, ergste ding wat ons land so ver in die grond ingedryf het. En moenie my verkeerd verstaan nie, ek sê nie daar was in die ou bedeling nie korrupsie nie, verseker was daar. Maar ja, dit is nou aan die orde van die dag, en dis ook hoekom ons land is waar hy is. Jy weet, ons moet verstaan, dit is die goed wat hier staan en wat in die Bybel staan is maar net so, dit is wat gaan gebeur. Die oprig van die tabernakel is daar geen issue vir my nie, jy weet, daai is baie tegniese aspekte en hoe dit gemaak moet word ensovoorts. En jy weet, ek gaan nie regtig veel daarop uitbrei nie. Ek wil net wel sê, die bil wat hulle wel nou gemaak het, wat Moses toe nou vir hulle gesmeld het en in die water gegooi het en hulle laat drink het, jy weet, dit is Baal. Dit is die Here. Baal is waar daai konsep afkom, sy teken is ook 'n bil. So, weer 'n keer, jy weet, dit wys maar hoe die goeters inkom en probeer snaakse dinge doen. Ja, en dan het ek net gesê, jy weet, die Vader het self die kliptafels geskryf, so waarskynlik met sy vinger, soos wat hy al verwys het vorige kere. Dan, nadat hy toe nou met die goue kalf daar gesmeld het en hulle die water laat drink het, wat vol van die goud gestrooi was, het die Lewiete gegaan en baie van hulle uitgewis. So, as jy mooi dink aan, hy het nou maar die basis die ongelowiges uitgewis. En dan net, ander ding, jy weet, hy praat op 'n stadium van versiersels, moet hulle van hulle afhaal. Nou, wat is versiersels? As jy nou maar mooi gaan sit en dink, en jy sal dit seker nou maar ook optel in die boek van Henog, as jy nou by hom uitkom. Versiersels is maar goed soos juwele, make-up, al daai tipe dinge. Ek gaan dit nou maar daar los, sal ook later op ander punte kom daarop. Dan wil ek net ook sê, moenie verbonde maak met die mense wat nie dieselfde as jy is nie. So moenie opeindig om in 'n vreemde land in te gaan en nou maak jy 'n verbond met hierdie ou, ja, ons sal hierdie en hierdie doen nie. Nou, dis snaaks genoeg in ons wêreld vandag, dis omtrent al wat die ouens doen. Jy weet, China gaan na hierdie ou toe en sê, nee, okay, as jy hierdie doen, dan sal ek daardie vir jou doen, en. Jy weet, so dis 'n verbond wat hulle opstel, om te sê, argumentsondaal, as jy aangeval word, sal ons jou kom help, ensovoorts. Ek meen, daar staan, as hulle nie dieselfde is as jy nie, mag jy dit nie doen nie. En dan net die laaste oukie wat ek al wil opbring, wat nou maar ook en ook so is, mense, as julle nie seker is hierdie goedjies waarvan ek praat, gaan luister maar die goedjies weer, julle sal dit alles optel, maar die laaste puntjie is, jy mag nie vermeng nie. So, jy mag nie jou dogters vir hulle seuns gee, en jou seuns vir hulle dogters nie. Dit is maar so eenvoudig. Later sal ons lees van Samson, en ja, dit was maar sy groot val op jou einde van die dag. So ja, mense, ek hoop dit help, dis wat dit vir my beteken het, Exodus, dis my hoogtepunte. Weer 'n keer, ek sal nou maar na elke hoofstuk so stukkie doen. En weer 'n keer, mense, julle is welkom om kommentare te lewer op dit. Op die einde van die dag, ek dink weer 'n keer, jy weet, so meer, veral as daar mense is wat bereid en dalk nie 'n kommentaar wil lewer en met dalk privaat wil kontak, verseker. Jy weet, hoe meer ons by mekaar kan leer, hoe beter. Ek dink is belangrik. So, mense, julle moet 'n wonderlike dag en week verder hê. Ons sal weer kommunikeer en weer praat. Ek gaan, soos ek sê, ek het in die laaste opname ook gesê, jy weet, solank as wat die tegnologie toelaat en die Vader het toelaat, sal ek aangaan met hierdie. Dit gaan regtig nie vir my oor hoeveel mense dit kyk nie, dit gaan regtig nie vir my oor
enigiets anders as wat die Vader dit op my hart gedruk het nie. En dis hoe ek glo mens dit maar moet benader. Okay julle, lekker dag, bye.